Goeienaand geliefdes in ons Here Jesus Christus, hartlik welkom by ons Pinkster 2026, waar ons in hierdie Pinksterweek gaan stilstaan by die reeks met die hoofthema, die werk van die Heilige Gees in mense. En ons gaan in hierdie week stilstaan by 4 voorbeelde wat ons reguit uit die Bybel uitkry. En dit bring ons dan juis vanaand by die begin van ons reeks, en ons kyk hier in die eerste preek na die volgende tema, die Heilige Gees as wysheid en bekwaamheid. Ons gaan dan saam lees uit die woord van die Here uit 2 gedeeltes. Ons gaan daar saam lees uit Exodus 31 uit, daar vers 1 tot 6, en dan ook Exodus 35 uit daar vanaf vers 30 tot en met vers 35. So kom ons luister dan aandagtig na die woord van die Here, as ons saam lees uit Exodus 31 vers 1 tot 6. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, kyk, ek het Besaliel, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep. En ek het hom vervul met die gees van God, wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk, om kunstige planne uit te dink, om dit uit te voer in goud en silwer en koper, en deur snywerk en stene wat ingelê moet word, en deur houtsnywerk, werksaam te wees in allerhande werk. En kyk, ek het hom, Eliab, bygegee, die seun van Ahisamach, van die stam van Dan, en in die hart van elkeen wat kunsvaardig is, het ek wysheid gegee, dat hulle alles wat ek jou beveel het, kan maak. Tot sover. En dan blaai ons na hoofstuk 35 toe, en ons kyk hier vanaf vers 30, ek lees dit vir ons. Daarom het Moses aan die kinders van Israel gesê, kyk, die Here het Besaliel, die seun van Uri, die seun van Hur, van die stam van Juda, by sy naam geroep. En hy het hom met die gees van God vervul, met wysheid, met verstand en met kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. En om kunstige planne uit te dink, om die uit te voer in goud, silwer en koper, en deur snywerk en stene wat ingelê moet word, en deur houtsnywerk, om werksaam te wees in allerhande kunstarbeid. Hy het dit ook in sy hart gegee om ander te onderrig, aan hom en aan Oholiab, die seun van Ahisamach, van die stam van Dan. Hy het hulle vervul met kunsvaardigheid, om allerhande werk te maak van 'n ambagsman en 'n kunstenaar, en van 'n bewerker van veelkleurige goed, en pers, en purperrooi, en bloedrooi stowwe, en fyn linne, en van 'n wewer. Hulle wat al die werk moes verrig, en kunstige planne moes uitdink. Tot sover die skrif van die Here. Ons is dankbaar dat ons ook kan bely vanaand, dat salig is elkeen wat die woord van God hoor en dit glo. Nou geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, stel jouself net vir 'n oomblik voor, jy staan voor 'n taak, 'n opdrag wat jou vermoëns heeltemal oorskry. Maak nie saak hoe jy hierdie taak of hierdie opdrag benader nie. Dit is maar net ver bo jou vuurmaakplek. En om dit verder te vat, kan ons sê dat hierdie opdrag, 'n opdrag direk van God is om vir hom iets te bou. Iets te bou wat heilig is. Om iets te bou, 'n plek waar die ewige, onsigbare God in die midde van sy volk wil woon. Mens kan nie anders nie as om voor so 'n opdrag of taak klein te voel nie, onbekwaam te voel nie, of selfs baie oorweldig te voel nie. 'n Mens se hande sal mos bewe, want jy weet mos, jou kennis is heeltemal te min, en jou krag is heeltemal te swak. En dit is presies die posisie waarin Besaliel hom bevind het. En wat doen die soewereine God? Hoe tree hy op? Ons lees nie hier dat hy 'n engel stuur om die werk oor te neem nie. Ons sien hom nie wag vir iemand beters of iemand wat meer bekwaam is om op te daag nie. Hy wag net nie eers dat Besaliel eers meer bekwaam word nie. In sy genade en in sy majesteit sê die Here, kyk, ek het Besaliel geroep en ek vul hom met my gees. Nou vanaand, terwyl ons harte voorberei vir Pinkster, begin ons hierdie reeks
deur die werking van die Heilige Gees te verstaan, meer begrip daaroor te hê. Ons wil hom nie bloot leer ken as 'n krag nie, maar as die lewende God self, wat ons toeëien, toerus en gebruik tot sy eer, tot sy diens en tot sy heerskappy. Ons begin vanaand by die eerste mens in die skrif van wie God sê dat hy met die Heilige Gees vervul is. Dit is nie 'n profeet nie, dit is nie 'n priester nie, dit is nie 'n koning nie, maar 'n gewone ambagsman. Nou die Heilige Gees is nie beperk tot die geestelike sweer of hierdie onsienlike of onsigbare sweer, soos ons dit dikwels nouer definieer as ons oor die Heilige Gees praat nie. Hy is die Gees van God die Skepper. Reeds by die skepping van die wêreld het hy oor die waters gesweef en orde uit wanorde gebring. Dit sien ons in Genesis 1 vers 2. Dieselfde Skepper Gees werk nou in die harte en in die hande van verloste mense. Toe God die tent van samekoms of die tabernakel wou laat bou, het hy Besaliel met die Gees, sy Gees vervul. En ons lees met wysheid, met verstand, met kennis en met allerhande werk of allerhande vakmanskap. Dit is nie gewone menslike vernuf nie. Hier lees ons van 'n bonatuurlike bekwaamheid wat uit God uit self vloei. Die woord van die Here leer vir ons dat hierdie bouwerk of hierdie kunstigheid goud, silwer, koper, edelstene, hout, ontwerpe, weefwerk en alles insluit. Alles word met presisie, skoonheid en heiligheid gedoen, omdat die Heilige Gees self die kunstenaar is agter hierdie kunstenaar. En hier sien ons baie duidelik in die gereformeerde leer, hierdie gereformeerde waarheid wat helder na vore kom. Alles wat ons het en alles wat ons kan doen is genade. Ons bekwaamheid is nie primêr die resultaat van eie inspanning nie, of eie harde werk nie, of eie voorbereiding nie. O nee, maar van God se soewereine werking in ons deur sy Heilige Gees. Hy roep, hy vul en vul aan, hy rus toe, sodat hy alleen verheerlik word. Wanneer 'n mens kyk na Besaliel se naam, dit beteken in die skadu van God of in die beskerming van God. Hy was 'n man uit die stam van Juda, seun van Uri, die seun van Hur. Nêrens lees ons raak dat hierdie man 'n afkoms het van koningskap nie. Nêrens lees ons 'n verhaal van 'n dramatiese of 'n heldedaad verlede nie. Maar tog lees ons raak dat God hierdie man kies as die hoofargitek en kunstenaar van sy tabernakel, sy woonplek tussen sy mense en sy volk. Die bouwerk aan die heilige tent waar God sy heerlikheid en teenwoordigheid sou rus. Dink net vir 'n oomblik aan die gewig van daardie roeping, aan die gewig van daardie opdrag of taak wat hierdie man ontvang het. Want die tempel, die tabernakel was nie bloot 'n praktiese skuiling nie. Dit was 'n meesterstuk van skoonheid en simboliek. Elke detail, die verbondsark met die gerubs, die brode van die teenwoordigheid, die kandelaar, die klere van die gordyne, het na die toekomstige Messias, die Seun van God, gewys. Dit alles is tot stand gebring deur mense wie se hande, verstand en wil deur die Heilige Gees gelei en versterk is. Hoe troostryk is dit nie vir ons nie, in 'n wêreld vol onsekerheid,
waar baie van ons voel dat ons nie genoeg is of genoeg het of genoeg kan doen om God te dien nie, herinner Besaliel ons vanaand. God gebruik nie die sterkes nie, maar hy maak die swakkes sterk deur sy Heilige Gees. Hy soek nie diegene wat volmaak is nie, maar diegene wat gewillig is om in sy skaduwee te leef en in sy skaduwee te werk met die eer slegs na hom toe. In ons eie konteks hier in Suid-Afrika, te midde van uitdagings, armoede, ongelykheid en gebroke stelsels, roep God steeds mense soos Besaliel. Hy roep jou en hy roep my om sy teenwoordigheid en roemryke wonderdade sigbaar te maak. Hy roep jou en my, ja vanaand, tot gehoorsaamheid, tot bereidwilligheid, tot ywer om 'n werktuig vir die Heilige Gees te wees. Hy roep die kerkraad, hy roep die susters, hy roep die verbondsonderrig voorgangers, hy roep die onderwysers, hy roep die besigheidsmanne, hy roep die boer, hy roep elke ouer, die oupas en die oumas, om as 'n werktuig van die Heilige Gees te leef. Wat 'n verskil, wat 'n groot verskil sal daar nie wees as ons gemeente 'n geesvervulde gemeente is nie. As ons gemeente 'n gemeente is wie se wil, wie se gedagtes en wie se handewerk gelei en versterk word deur die Heilige Gees. O ja, die Heilige Gees wil gewone gelowiges, mense soos jy en ek neem en hulle bekwaam maak vir sy koninkryksdiens. Nou die tabernakel, die tent van samekoms, was wonderlik. Dit was pragtig. Dit was presies gewees. Dit was belangrik, maar dit was slegs 'n skaduwee. In Christus het die volheid van God se teenwoordigheid gekom. Die woord het vlees geword en die Bybel leer ons, die woord het onder ons kom woon, 1 Johannes 1 vers 14. En nou, deur die geloof is elke gelowige 'n tempel van die Heilige Gees, 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20. Besaliel het die woonplek van God gebou, en vanaand nou bou die Heilige Gees aan jou en my. Die Heilige Gees wil jou denke vernuwe, jou hande toerus, jou hart suiwer en jou hele lewe 'n plek maak waar die heerlikheid van God gesien en gevoel word, waar die teenwoordigheid van God beleef word. Dit is nie ons eie prestasie nie, dit is die werk van genade, soos Paulus sê, want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus, tot die goeie werke wat God vooraf voorberei het, dat ons daarin moet wandel. Efesiërs 2. Die goeie werke wat God vir jou voorberei het, in jou lewe, in jou hart, in jou huisgesin, in jou huwelik, in jou gemeente, in jou gemeenskap, in jou beroep, word nie in eie krag volbring nie. Dit word volbring in die krag van dieselfde Heilige Gees wat Besaliel vervul het. Dit bring 'n diep vreugde en vryheid. Ons werk nie om God se guns te verdien nie. Ons werk uit die oorvloed van sy genade, wat reeds in ons werk. Dankie Here, dankie Here. Wat beteken dit prakties vir jou en my vanaand? Dit beteken eerstens, dat ons in diepe afhanklikheid van die Heilige Gees moet leef. En dit is hoe ons dae, ons oggende begin. Elke oggend moet ons herken, voor die aangesig van die Here, Here, sonder U kan ek niks doen nie. O Here, sonder U kan ek niks wees nie. Vul my met U Gees, vul my met U wysheid, vul my met U krag vir hierdie dag.
En dan word jy geaktiveer om gees vervuld in hierdie dag en in hierdie oggend en in hierdie week in te gaan en 'n verskil te maak. Dit beteken tweedens dat ons alles moet doen tot eer van God en met uitnemendheid. Die Heilige Gees is 'n gees van orde, 'n gees van skoonheid en 'n gees van waarheid. Of jy nou by die huis is, en of jy nou by die werk is, of jy besig is om 'n motor te herstel, of 'n kind groot te maak, jou beroep uit te leef, of 'n besigheid te bestuur, doen dit alles asof jy dit vir die koning, ons koning Jesus Christus, doen. Kolossense 3 vers 23 leer ons so mooi dat ons alles moet doen asof ons dit vir die Here self doen. Ons verwerping van oppervlakkige geloof of lou geloof is 'n getuienis van sy heerlikheid in ons midde. Dit beteken derdens dat ons in gemeenskap saamwerk. Besaliel het nie alleen gewerk nie, Oholiab en baie ander, almal vervul met die Gees, het saamgebou, saamgewerk, saam ingespan. Die Heilige Gees vorm 'n liggaam, 'n sigbare liggaam, nie los individue nie. Sjoe, wat kan hierdie gemeente nie wees nie, as ons in geesvervulde gemeenskap saamwerk, saambou, saamdien, saam aanbid, saam gehoorsaam is aan die enige ware lewende God. En uiteindelik beteken dit dat alle eer aan God alleen gaan. Besaliel se werk het nie na sy kop toe gegaan nie, het nie sy eie naam groot gemaak nie, maar die eer van die Here, die naam van die Here. En so moet ons lewe ook wees, 'n stil, maar kragtige getuienis dat God self in ons en deur ons werk. En ek wil afsluit. Geliefdes, die Heilige Gees wat Besaliel vervul het, is dieselfde Gees wat vanaand oor jou uitgestort is, dieselfde Gees wat in jou lewe. Dis die Heilige Gees van Christus wat ons toe-eien aan die Vader en ons bekwaam maak om te leef tot sy eer. Mag ons harte in hierdie week oopgaan vir sy werk. Mag hy ons wysheid gee waar ons dom voel. Mag hy ons krag gee waar ons swak is en swak voel. Mag hy ons die skepingsvreugde laat beleef, wanneer alles selfs rondom ons val geword het. Mag hierdie Pinkstertyd vir ons 'n tyd wees waarin ons dieper in die genade van die drie-enige God ingaan. Die Vader wat roep, die Seun wat verlos, en die Heilige Gees wat vervul en toerus. Tot sy naam alleen kom al die heerlikheid, nou tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons dank. Here ons God, ons smeek vanaand, ook in hierdie week. Ons kan nie uit ons eie uit nie. Ons is te swak en te nietig en te klein. Ons bid, o Here, dat U ons die Heilige Gees mee sal toerus. Toerus met wysheid, toerus met krag, toerus met ywer en bereidwilligheid, om ook werktuie van U te wees hier in ons gemeente. Ons vra, Here, dat U ons sal seën met die volheid van die Heilige Gees, en dat ons ook 'n geesvervulde gemeente sal wees, en 'n verskil sal maak. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Gees. Amen.